Kom ons maak ons oë toe en dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys U dat ons U kinders vandag weer hier bymekaar kan kom, dat ons opnuut weer kan besef dat U wat die groot en almagtige God is, die skepper van hemel en aarde, die een wat is en wat was en wat kom, dat U vir ons hier bymekaar bring en dat U vir ons hier roep om ook kerk te kom wees en dat U ons ook met 'n roeping en met 'n doel uitstuur die wêreld in. Here, ons vra dat U ons ook vanmôre weer opnuut deur die waarheid van U woord sal toerus om in die wêreld daar buite te gaan leef tot eer van U naam. En daarom vra ons, Here, spreek nou tot ons, want ons U kinders wil graag luister en ons vra dat alles as dit U wil is in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek lees vir ons vanmôre uit Matteus 24 vers 1 tot 14. Ek kan vir ons tegnies die hele Matteus 24 lees, maar ek gaan vir ons eerder die res van die storie wil ek amper sê invul en ek lees vir ons die eerste 14 verse. Hulle is van besonder van belang in hierdie gedeelte. Nou ek lees vir ons hier van vers 1 af. En Jesus het uitgegaan en van die tempel vertrek. En sy disippels het nader gekom om hom die geboue van die tempel te wys. En Jesus sê vir hulle, sien julle al hierdie dinge? Voorwaar ek sê vir julle, daar sal hier sekerlik nie een klip op die ander gelaat word wat nie afgebreek sal word nie. En toe hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom en sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken van U koms en van die volëinding van die wêreld? En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie, want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander. En daar sal hongersnode wees en pestsiektes en aardbewings op verskillende plekke. Maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte. Dan sal hulle julle aan verdrukking oorgee en julle doodmaak. En julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam. En daar sal baie tot struikeling gebring word en mekaar verraai en mekaar haat. En baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die mense verkoel. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies en dan sal die einde kom. Ek wil vir ons hier as teksverse uitlig vers 3 en ook vers 13. In vers 3 lees ons, en toe hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die disippels elkeen na hom en sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken van U koms en van die volëinding van die wêreld? En ook vers 13, in vers 13 antwoord Jesus, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. So ons kyk na die verskillende berge waarop die Here Jesus Christus is tydens sy aardse bediening, sy lewe op aarde. En ons gaan vandag kyk na die 6ste berg. En dit is die berg van Openbaringe of die berg van die Apokalips of die dinge van die eindtye. Nou hierdie 6ste berg is wanneer Jesus, soos wat ons hier gehoor het, op die Olyfberg is, wanneer hy die week voor die Pasga of die Paasfees natuurlik in Jerusalem aangekom het met Palmsondag en dan die week voor hy gekruisig is, daar spandeer. Nou tydens hierdie week gebeur daar baie dinge. Jesus gaan na die tempel toe natuurlik,
Hy reinig die tempel en hy jaag natuurlik die geldwisselaars daar uit die tempel uit met die sambok. Hy gooi die tafels om en daar gebeur ook baie ander dinge. Verder leer Jesus die mense deur baie gelykenisse. En natuurlik is daar hierdie voortdurende stryd, wil ek amper sê, tussen Jesus en die godsdienstige leiers, naamlik die Fariseërs, die Sadduseërs en die skrifgeleerdes van daardie tyd. En gedurende hierdie week veral ook uitoorlê Jesus die Fariseërs en die Sadduseërs en die skrifgeleerdes op al hulle strikvrae. En Jesus berisp hulle ook en hy bevestig dat hy die seun van God is. En gevolglik na hierdie week het die godsdienstige leiers van die dag 'n teken op Jesus se rug gesit en hulle wil hom weg of doodgemaak het. En daarom dat hy uiteindelik ook veroordeel is. En Jesus weet dit ook. En dan gaan hy na die berg aan die oorkant van die vallei wat kyk op Sionsberg en wat kyk op die tempel. En dit is natuurlik die Olyfberg. Die Olyfberg is baie naby aan die Sionsberg en tussen die twee is daar 'n diep vallei en die Olyfberg is 'n bietjie hoër. So om van die een kant na die ander te kyk, van die Olyfberg af kyk mens so bietjie af op Sionsberg en op die tempel en dis 'n baie mooi prentjie wat 'n mens sien. Maar wanneer hulle daar is, kom sy disippels dan na hom toe en hulle sê vir hom, wanneer hulle die tempel aan die oorkant van die vallei op Sionsberg sien, sê hulle vir hom, kyk hoe mooi is dit. Maar dan is Jesus se antwoord en hy sê, ja, maar dit gaan alles afgebreek word. Hy sê eintlik vir hulle, die dag van die Here, met ander woorde die wederkoms ook, en alles wat moet gebeur voordat dit sal gebeur, is op pad. En wanneer Jesus dit ook sê, is dit belangrik dat ons sal verstaan, Jesus gebruik hier die taal van Jesaja, wanneer ons die profeet Jesaja gaan gebruik, dis hierdie tipiese taal wat Jesus hier gebruik, ons sal dit volgende Sondag ook sien as dit die Here se wil is. Jesus sê vir hulle eintlik hier, die berg waarop Israel sy tempel gebou het, hierdie valse mislukte tempel eintlik waar die Fariseërs en die Sadduseërs, die skrifgeleerdes, ja die godsdienstige leiers van die dag in hulle wettisisme en fariseïsme die wet verdraai en dit by hulle sienings wil laat aanpas en daar waar hulle verkondig dat jy word gered deur jou onderhouding van die wet en deur jou werke. Jesus kom en hy sê nee, dis alles vals en dit sal verwoes word, nie net letterlik nie, maar ook figuurlik. So is dit inderdaad dan ook later gebeur met die val van die tempel. Maar dit sal vervang word deur die ware hemelse Sion, soos wat Jesaja die profeet dit ook van die begin af voorspel het. En as hy dan oor die ware tempel gepraat het hy gepraat ook van die rots en dit is belangrik. Jesus kom en hy kom sê eintlik dat hierdie valse tempel sal vervang word deur die ware tempel, die ware huis wat op die rots staan en ons weet natuurlik Jesus Christus is daar die rots. Nou Jesus keer dan weer alles wat mense verstaan onderste bo of op hulle kop. En hier gaan dit weer daaroor dat Jesus sê jy moet bereid wees om jou lewe prys te gee en as jy bereid is om dit te doen, dan sal jy jou lewe uiteindelik vind of red. Net soos wat Jesus dan later ook self gee of doen kort na hierdie gebeure wanneer hy uiteindelik sy lewe prys gee wanneer hy vir ons aan die kruis sterf. Maar juist daarom omdat hy sy lewe prys gegee het, daarom uiteindelik staan hy ook op die derde dag weer op uit die dode en daarom kry hy en verkry hy vir ons uiteindelik die ewige lewe. Maar dan wat verder hier gebeur in die res van Matteus 24, dit gaan alles nog oor Jesus se voorspelling, of nie net sy voorspelling nie, maar hy sê wat gaan gebeur en ons kan weet dit kan gebeur. So dis nie net 'n voorspelling in daardie sin nie, maar dis 'n profesie wat uiteindelik afspeel, soos wat ons ook nou vandag nog leef, van alles wat vorentoe sal gebeur. En ek wil eintlik net op die opskrifte, as mens na die 1933-53 vertaling gaan kyk en ons volg net die res van die opskrifte in Matteus 24, dan sien ons wat is die ander dinge wat sal gebeur, wat Jesus hiervan vertel, die dinge van die eindtye. So die ander opskrifte lees onder andere eerstens die groot verdrukking, en dit vertel vir ons, dit gaan nog
10 teen 1 baie swaarder gaan as wat dit nou met ons gaan. Dit beteken nie dat ons nie moet gereed wees nie, want die koms van Jesus die wederkoms kan enige oomblik wees. Dan is die volgende opskrif juis die koms van die seun van die mens. So ons moet gereed wees daarvoor en dit is juis die volgende opskrif. Die volgende opskrif sê die vermaaning om waaksaam te wees of die waarskuwing kan ons dit anderster sê om gereed te wees vir die wederkoms van die Here Jesus Christus. En is natuurlik belangrik dis onder hierdie opskrif van die vermaaning om waaksaam of gereed te wees dat ons daardie bekende woorde kry wat juis nou hiervan betrekking het ook hier in ons tyd en dag met die dinge wat in die afgelope tyd gebeur het. Ek dink maar aan hier in Suid-Afrika spesifiek broer Joshua en Dani Botha en al sy aanhangers wat voorspel het dat die wêreld sou eindig en toe dit nooit gebeur nie, maar die bekende woorde in Matteus 24 vers 36 is waar Jesus sê, maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. En dit is belangrik dat hier sê hy nie die dag nie, maar ook nie die uur nie. As mens daardie hele debakel gevolg het, so mens gesien het, hulle het eers gesê die dag en toe het hulle later, wil ek amper sê, gedebatteer oor watter uur dit nou presies sou wees, maar dit het nie gebeur nie, want Jesus sê hy alleen weet. En dan natuurlik na hierdie opskrif van die vermaaning om waaksaam te wees, volg uiteindelik die laaste perikoop van Matteus 25 en dit is dan 'n gelykenis wat Jesus vertel. 'n Gelykenis wat gaan oor die twee diensknegte. En dan na die gelykenis van die twee diensknegte is daar nog gelykenisse wat volg en dit is die gelykenisse van onder andere die diensmeisies wat gereed was met hulle lampies vol olie en nog soortgelyke gelykenisse in Matteus 25 wat alles daaroor gaan dat ons gereed moet wees. Dit maak nie saak wanneer dit is nie. Ons moet elke liewe dag en elke sekonde sorg dat ons gereed is, dat ons waaksaam is vir die wederkoms van die Here Jesus Christus. En dit is die belangrike. Nou, om te wys dat ons gehoorsaam moet wees en gereed moet wees en volhard totdat Jesus kom, dit is uiteindelik wat ons moet doen. Anders dat as ons nie gereed is nie, sal juis gebeur wat in Matteus 25 daarvan vers 31 af onder die volgende perikoop beskryf word. En dit is dat as ons nie gereed is nie, sal ons die ewige straf ingaan en nie die ewige lewe, soos wat Jesus wil hê en soos wat hy vir ons gesterf het nie. Wat dan hier gebeur is, wat ons moet besef is, hier van die Olyfberg af, gee Jesus dan ook die toekomsopenbaringe of die dinge van die eindtye wat gaan gebeur rondom Jerusalem dan ook spesifiek. So ek sê, dit gaan nie net oor die letterlike, ons weet Jerusalem word later in 70 na Christus verwoes nie, maar ook die figuurlike daar rondom, dat ons gereed moet wees daarvoor. Nou wat hier van groot belang is in die Ou Testament weet ons, die profete, soos byvoorbeeld Jesaja het geprofeteer en hulle het gesê, so sê die Here Here. Maar Jesus hier sê nie, so sê die Here nie, want hy is self God, hy is self die Here. En daarom sê hy prontuit, ek sê vir julle, dat dit is wat sal gebeur. Dit wat julle hier sien, daar sal nie van hierdie tempel een steen meer bo op die ander ene uiteindelik oorbly nie. Maar wat belangrik is en wat ons moet raak sien is wat hier gebeur is dat Jesus sê eintlik ek sê vir julle. Hoekom? Omdat hy God is. So dit bevestig weer eens vir ons wie Jesus is. Juist dit waarvoor hulle hom doodgemaak het. Hy is die seun van God. Nou die vraag as afsluiting wil ek amper sê is, wat kan ons hieruit leer? En wat ons hieruit kan leer is dat dit nie help dat ons op mense vertrou nie, dat ons agter mense aanhardloop nie. Want Jesus waarsku, ons het dit hier gelees in Matteus 24, dat daar baie valse profete sal wees, baie valse Christusse sal wees, wat mense verlei, en wat mense van die pad af, wil ek amper sê, op die verkeerde pad sal lei, en hulle uiteindelik in die sloot, en nie net in die sloot nie, maar in die verdoemenis van die hel in sal help, omdat hulle vertroue op iets anders sit, as op Jesus Christus, en sy genadige redding van ons alleen. Dit is typies wat ons in hierdie afgelope tyd gesien het, met hierdie hele debakel rondom die wegraping in die wêreld wat sou eindig. Dis mense wat die skrif verkeerd interpreteer, en by hulle eie sienings wil dit aanpas, en daarom
het hulle uiteindelik die skrif verdraai en mense verlei, omdat mense hulle vertroue in dit gesit het wat verkeerd is en nie op Jesus alleen vertrou het nie. En dit is die belangrike wat ons moet leer, dat ons na God, na Jesus moet luister, na sy woorde, soos wat ons hier gelees het ook in Matteus 24 vers 36, dat niemand die uur, die dag weet nie, maar dat ons op hom moet bly vertrou. Wat ons hieruit moet leer is, dat ons by die Bybel en die waarheid van die Bybel uiteindelik, dat ons daarby moet bly, en uiteindelik dat ons nie moet gaan op hoe mense dit verdraai en hoe mense dit wil interpreteer om uiteindelik by hulle sienings aan te pas nie. Wat ons kan doen, is ons kan vashou aan ons teksvers aan vers 13. Vers 13 sê, wie volhard tot die einde toe, wie nie mense glo nie, maar dit wat God vir ons sê glo, dit wat God in sy woord vir ons sê, wie dit bly glo, die wat bly leef tot eer van God, en die wat ten spyte van die swaar kry en die verdrukking en die moeilike omstandighede, ja selfs die dood, die wat ten spyte daarvan bly volhard en Jesus nie verloon nie, maar hom en hom alleen bly volg en gereed is, hulle uiteindelik sal gered word en sal oorwin, omdat ons in en deur Jesus Christus reeds oorwinnaars is, en dis waaraan ons uiteindelik dan vashou, dat ons nie agter mense aan moet loop nie, maar aan Jesus alleen moet vashou. En wat ons moet weet is, die verdrukking, die moeilike tye, alles word vir ons hier voorspel. En ons beleef al baie daarvan, maar ons kan weet, dit gaan beslis van hier af verder nie makliker gaan nie. Inteendeel, ons kan weet, dit gaan net moeiliker en moeiliker, swaarder en swaarder gaan, maar ons moet sorg dat ons gereed is. Ons moet ons oë op hom, op Jesus Christus, die volëinder en die leidsman. Ons moet ons oë op hom gefokus hou en ons moet hierdie berg van die lewe, moet ons bly uitklim met volharding. Ons moenie opgee nie, maar ons moet weet, hy is die een wat ons bekragtig. Hy is die een wat ons toegerus het, wat vir ons die krag gee om te bly klim. En uiteindelik kan ons weet, dit gaan nie oor dit wat die valse tempel daar in Jerusalem aan die oorkant van die Olyfberg van die Fariseërs en die Sadduseërs verkondig het, dat ons deur werke uiteindelik gered word nie. Maar as ons volhard, as ons die berg bly klim, dan sal ons uiteindelik die beloning ontvang wat Jesus uit sy reddende en versoenende genade reeds vir ons verwerf het. Daardie redding uit genade alleen. En as ons dit besef, dan bly ons uiteindelik gehoorsaam aan hom, en dan bly ons hom eer, want alle eer en heerlikheid en verheerliking kom hom toe tot in ewigheid. Dan bly ons lewens leef van dankbaarheid, waar ons aan alles wat ons doen uiteindelik die eer aan hom gee, soos wat ek gesê het, omdat ons besef, dit alles gaan oor Jesus die rots. Hy is die een wat vir ons die ewige lewe gegee het, en totdat ons daar uitkom, maak nie saak wanneer die wederkoms weer kom nie, moet ons sorg dat ons waaksaam is, dat ons gereed is, en uiteindelik dat ons bly volhard tot die einde toe, en deur alles die eer aan hom gee. Want, soos wat vers 13 sê, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Amen. Kom ons maak ons oë toe en dan bid ons weer saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons is swak, nietig en sondig. Here, ons wil vanmôre weer ons sondes opnuut voor U bely. Here, so dikwels hardloop ons agter mense aan. So dikwels dink ons dat ons onsself uit ons eie werk, heiligheid en uit ons verdraaiing van die wet, dat ons onsself daardeur en deur die onderhouding daarvan uiteindelik kan red. Maar Here, ons kan op ons eie niks doen nie. U leer vir ons in die woord ook dat selfs wanneer ons goed doen, dan doen ons maar net wat ons veronderstel is om te doen. En dan kan ons nie enige beloning verwag nie. U leer vir ons dat selfs ons beste werke met sonde bevlek is. En Here, daarom wil ons vanmôre opnuut weer ons skuld en ons sonde voor U bely. Wil ons opnuut vanmôre weer vra, Here, vergeef ons skulde. Here, vergeef ons wanneer ons selfgesentreerd is, wanneer ons na onsself kyk en wanneer ons oë nie gefokus hou op U nie. Maar Here, daarom vra ons ook, herinner ons en rus ons dan ook weer opnuut weer toe om U te volg, om ons oë op U gefokus te hou, en dat ons sal weet,
Ons is alreeds gered uit genade alleen, en dat U ons geroep het met 'n spesifieke taak, daardie taak waar ons ook, juis omdat ons besef wat U vir ons gedoen het, waar ons ook lewens van dankbaarheid leef, maar waar U ons roep om ook sout en lig in hierdie wêreld te wees, waar U ons roep om ook vrugte te dra wat by die bekering pas. En Here, ons wil ook vra, deel van hierdie roeping is om die berg te bly klim, terug na U toe, terug na bo toe, terug na die paradys toe, na die ewige lewe toe. Here, op ons eie is ons nie sterk genoeg daarvoor nie, maar ons weet U het ons toegerus. En Here, daarvoor wil ons voortdurend vra, Here, rus ons ook verder toe. Geef vir ons krag, moed en hoop. Maak opnuut weer ons harte oop, dat die Heilige Gees in ons harte sal kom woon, dat hy die geloof in ons sal werk, dat hy ons geloof sal versterk, en dat ons gefokus sal bly op U. U wat die leidsman is, U wat die volëinder is van alle dinge, en dat ons sal bly volhard tot die einde toe, dat ons sal sorg dat ons gereed is, en dat ons nie onverwags betrap word nie, maar dat ons, maak nie saak wat ons doen nie, of ons eet of ons drink, dat ons alles sal doen tot verheerliking van U naam, sodat wanneer die eindtye aanbreek, ons dan ook gevind sal word deur U, besig met U dinge, besig om U te eer en verheerlik. Here, al hierdie dinge kan ons nie op ons eie doen nie, maar ons vra dit uit die groot liefde en genade, as dit U wil is. Here, ons vra ook, wees saam met elkeen wat siek is, elkeen wat beserings het, elkeen wat hartseer is. Here, U ken ons elkeen en U ken ons behoeftes. Here, ons vra dat U vir ons ook gesond sal maak, vir ons genesing sal bring, dat U vir ons sal vertroos, en dat U weer vir ons die krag, die moed en die hoop sal gee om op te staan en werklik te leef tot eer van U naam. Want aan U kom toe die lof en die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. En ons bid dit alles as dit U wil is, in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen.